Kaleo, dis vir my so lekker om saam met jou weer te kan kuier vandag. En ons is by die week voor Paasnaweek. En ek moet vir jou sê, ek is so opgewonde oor dit wat ons volgende week gaan beleef. Goeie Vrydag 18 April en dan Opstandingssondag 20 April. Ek kan nie wag nie, dit is my gunsteling gedeelte van die jaar, daar is soveel goed wat gebeur met mense, profeties, die Here werk met mense, bedien hulle, genesing, jy gaan dit so geniet. So ons sien jou volgende week by Simplicity Venue, vir ons paasdienste, maar ek het die Heilige Gees gevra, Here, kom berei ons voor vir Paasnaweek, en dis waar hierdie boodskap gaan. Is dat ons hierdie week vat en regtig die woord wat ons hierso vandag beleef in ons harte inbou, want ek dink dit gaan ons help om net Paasnaweek op 'n ongelooflike manier te ervaar. So ek gaan sommer inspring om vir jou te sê en vir jou te lees wat die boodskap is wat die Heilige Gees met ons wil deel vandag. En ek kuier vandag met jou uit Lukas 15. En Jesus kom vertel 'n ongelooflike storie hierso, en ek gaan dit saam met jou lees. So lees gou saam met my, Lukas 15 van vers 1 af, sê die volgende, dit sê, die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en hy tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blyskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het. Jesus kom vertel 'n ongelooflike kragtige storie hierso. En wat ek vandag wil doen is, ek wil vandag so stuk vir stuk, vers vir vers deurgaan, want ek dink, as ons hierdie te vinnig lees, gaan ons mis wat die Heilige Gees vandag met ons wil kom kommunikeer. En so laat my toe om so 'n bietjie Bybelstudie saam met jou te doen, om deur so vers vir vers saam deur Lukas 15 vers 1 tot 10 te gaan. En kom ons begin by die eerste vers wat sê, die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierdie was, toe ek dit lees, vir my net so iets wat uitspring en ek besef, hierdie kom vertel iets van Jesus se karakter. Hoor wat sê, dieselfde skrifvers, maar nou in die New King James Version, die Engelse vertaling, sê die volgende, hy sê, then all the tax collectors and sinners drew near to him, to hear him. Kan ek vir jou sê, daar was iets rondom Jesus se menswees, wat mense wat uitgesluit is uit gemeenskap, mense wat sekere reputasies gehad het, mense wat verskriklike goed aangevang het, mense wat nie deel van samelewing was van die Jode op daai stadium, wat mense verafskie het, kom ons noem hulle nou die slegtes van die samelewing, hulle het na Jesus gekyk, en daar was iets rondom hom, wat hulle laat nader trek het, wat hulle wou naby hom wees, en toe ek hierdie besef, toe besef ek, hier's 'n paar mense wat na hierdie boodskap luister, en ek wil vandag deur die Heilige Gees vir jou kom sê, dat
daar's 'n paar mense wat jy voel jy pas nie in nie. Jy sien kerk en jy sien gelowiges en jy voel Christene is almal hipokrits. En wanneer jy rondom hulle is, dan voel jy uit, want hulle leef vir standaard en hulle lees Bybel en hulle leef so mooi en hulle sing die mooiste liedjies en hulle bid vir mekaar en die Here is goed, en wanneer jy by hulle is, dan voel jy uit. Jy voel, hoorie maar dis vir my weird. Ek pas nie in die raamwerk van hoe meeste gelowiges in jou perspektief rondom jou leef nie. Kan ek net vir jou sê, jy sou Jesus love. Want Jesus het net 'n manier gehad. Wanneer hy in plekke rondgeloop het en na mense gekyk het, lyk dit vir ons dat hy het nie uitgesoek die mense wat komstig perfek is, en die mense wat die meeste bid, en die mense wat die mooiste goedjies sê nie. Hy het die mense gaan uitsoek wat nie in samelewing ingepas het nie. Hy wou met hulle kuier. Hy wou met hulle gesprek voer. En ek wil op hierdie stadium besef ek dat Hoofstroom Kerk kon dalk so 'n belewenis vir jou gewees het. Is dat jy begin beleef het, yes, ek pas nie in hierdie raamwerk van, kom ons noem dit, die manier hoe mense hulle spiritualiteit en hulle geestelikheid uitleef nie. En ek wil vir jou sê dat Jesus dit verstaan. Hy weet presies waar hy is, hy weet presies hoe jy funksioneer, hy weet presies hoe om in verhouding met jou te wees. Die punt wat ek net wil deurkry is, mense wat uitgesluit is uit samelewing, wat nie inpas nie, sê die woord het nader aan Jesus getrek. Hy het net 'n ander manier gehad om met hierdie mense te werk. En dan kom die skrifgeleerders, die fariseërs, die superjode, die ouens wat dit die beste reg kry om gelowig, godsdienstig eerder te wees rondom die wet en wat die wet van hulle verwag. En hulle kyk na hierdie mense en sê, hoe kan Jesus met hulle uitkom? Hoe kan Jesus met hulle wees? Jy het nie gesien wat hulle aangevang het nie. Ek wil vir jou sê, as jy daar is, miskien het jy begin 'n leuen glo, dat dit wat jy aangevang het te erg is, dit is te groot. En die samelewing is eintlik reg. Ons moet jou eintlik uit die kringe uitgooi en jy moet eintlik nie inpas nie, want dit wat jy gedoen het is te erg. Dan wil ek vandag by jou sê, Jesus se fokus is op jou. En Jesus kom oordeel jou nie soos klomp ander mense nie. Jesus weet presies hoe jy uitgekom het, waar jy uitgekom het en waar jy is. Die tweede ding wat ek vandag vir jou wil sê is Jesus kom sê hierdie ding asof dit die regte reaksie is wanneer hy die storie vertel. Hoor wat ek probeer sê, hy sê hierso in vers 4, wanneer ons na dit kyk, hy sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een wat weg is, totdat hy omkry. Jesus kom doen iets briljant hierso. Hy sê, mense, as jy 100 skape het en een raak weg, is jou natuurlike reaksie nie om agter daai een aan te gaan nie. Nou, kan ek vandag vir jou sê, as Jesus daai vraag vir my moes vra en sê, Leon, jy het 100 skape, een raak weg, gaan jy alles agterlaat en daai een gaan haal nie? Kan ek jou sê wat my antwoord sou wees is, nee, Here. Die skaap het weggeraak. Ek het nog 99. Daai enetjie wat nou weg is, hy moet nou maar, jy weet die jakkals moet hom nou maar kry en ek meen dis nie vir my die moeite werd om al hierdie nou agter te laat. Alles wat ek opgebou het, alles wat ek gedoen het, dis nie vir my die moeite werd om dit agter te laat en agter daai een dom skaap aan te gaan wat nou alweer weg is en in die sloot geval het en alweer nie geluister het nie en sy eie kop gevolg het. Jy los die skaap. Maar ek wil nie met iets van Jesus se karakter hoor. Jesus sê,
as een wegraak, los jy nie alles wat jy doen en gaan agter die een aan totdat jy hom kry. Jy sien, Jesus is nie die een wat bereid sal wees dat jy verlore gaan nie. Hy sal agter jou aankom so lank as wat jy leef. Hy sal nie stop. Daar is geen berg wat hy nie sal uitklim. Daar is nie rivier wat hy nie sal deurgaan. Daar is nie een ding wat hom sal keer om by jou uit te kom nie. Om by jou hart uit te kom nie. Want jy sien, daar is 'n liefde in hom vir jou wat jy nêrens op hierdie aarde sal beleef nie. Dan sê hy, sal jy nie die 99 agterlaat om agter die een aan te gaan nie. En hy sê eintlik, dit is wat ek kom doen het op hierdie aarde. So voor Paasnaweek sê hy, ek het juist dit kom doen, en ek gaan nou vir jou verduidelik wat dit presies beteken. Maar hy sê hierso, dat dit is sy karakter. Mense gaan ons teleurstel, maar hy is die een. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak wat jy aangevang het nie, maak nie saak waar jy in betrokke was nie, maak nie saak hoeveel keer jy gejok het nie, maak nie saak hoeveel keer jy teruggegaan het na die verslawing toe nie, maak nie saak hoeveel keer jy weer fout gemaak het nie, en maak nie saak hoeveel keer jy al gesê het, ek sal dit nooit weer doen nie, en het maar net weer gedoen het. Jesus sal nie stop totdat hy jou kry nie. En dan kom hierdie gedeelte wat vir my so ongelooflik is, waar hy sê, en as hy hom kry, is hy bly, vers 5, en tel hom op sy skouers. Ek en 'n vriend gesels hierdie week oor hierdie klein stukkie, en hy kom sê vir my iets wat my net weggeblaas het, oor wat hierdie klein stukkie beteken. My vriend sê vir my, hy het 'n vriend nou weer gehad, wat in Skotland, met hy gaan werk, en hy daar op 'n skaapplaas gaan werk, en hy was een van die ouens wat na die skape moes kyk, so hy was so iets van 'n herder, hy moes kyk na die skape okay is, en hy sê elke nou en dan is daar so een skaapie, wat die pad byste raak, en dan verloor hy dit, en dan is die skaap weg, en dan moet jy die skaap nog gaan soek. Hy sê, dit was 'n hele paar keer, waar hy die skape gaan soek het, en dan gekry het, en dan het die skaap nou seer gekry. 'n Beentjie is gebreek, hy het iewers ingeval, kan nie loop nie, bang, en dan doen hy die volgende, hy vat daai skaap, en hy tel hom by die pote op, en hy gooi daai skaap, so oor sy skouers, en dan moet hy huis toe stap, want nou wil ek jy moet hierdie raak sien. Daai skaap, rondom sy maag area, dit is die ding wat die vuilste is. Onthou, 'n skaap loop rond en is modder en is gras. En hierso op sy maagarea is dit doringkies en goedjies wat klou en vasgehaak het en is vuil en dis ook die area waar hy kan ek dit sê, waar hy piepie. Jy weet, en dis urine en is stink en die Pel sê, hy het iets van God se genade verstaan, toe hy daai skaap op sy skouers sit. Dit is seer, dit krap, dit stink, dit is nie lekker nie, maar hy was bereid om self so ver te gaan. Jy sien, daar is 'n mooi skrifvers in 2 Korintiërs, wat sê dat Jesus het sonde geword, sodat ons die geregtigheid van God kan word. En hierdie prentjie speel hierso uit, waar Jesus bereid is om jou te kom haal met al die vuil en seer en lelik en stink en dit wat vir die wêreld nie nice is nie. Jy sien, Jesus is bereid om jou op te tel. In jou seer, in jou pyn, is hy bereid om my en jou op te tel en oor sy skouers te sit en deel van jou te word en dan jou huis toe bring. Ek wil hierdie hardop sê vandag. Daar is nie 'n ander geloof op planeet Aarde wat hierdie boodskap kommunikeer nie.
Jy sien, ander gelowe sê dat ek en jy moet perfek wees, en ek en jy moet heilig wees, en ek en jy moet nie foute hê nie, en ek en jy moet moreel reg wees, ons mag niks verkeerd doen nie, want deur mooi en reg en goed te lewe, kom ons in die goeie boekies van 'n God, en eendag wanneer ons doodgaan, dan wanneer ons meer reg gedoen het as wat ons sleg gedoen het, staan ons dalk die kans om verwelkom te word in die teenwoordigheid van daai God. En ek vertel hierdie storie, want dit is die perspektief van meeste Christene wanneer hulle na die Vader kyk, is ek moet perfek wees, dan kan ek dalk eendag hopelik welkom wees in die teenwoordigheid van die Here, en jy lewe jou hele lewe om te meer goed en reg en mooi wees. Dit is nie die Christelike evangelie nie. Die evangelie is toe jy gebreek is, toe jy agter is, toe jy op jou slegste is, toe jy die diepste in sonde is, toe jy die een is wat moet uitgesluit is uit gemeenskap, die een met die lelikste gedagtes, die een met die grootste goed wat jy aan dink, wat die wêreld net nooit mag uitvind nie, jy. Jesus sê, ek is bereid om jou te kom haal. Jy sien, die evangelie is eintlik nie ons wat by die Here moet uitkom nie. Dit wat ons volgende naweek vier by Paasnaweek is hier nie, is dat hy agter ons aangekom het. Hy het uit die hemele, uit die heilige plek uitgetree en agter ons aangekom. Toe ons nog ver was, hoor hierdie woord, in Efesiërs 2 vers 13 in die Engels, hy sê, but now you belong to Christ Jesus. At one time you were far away from God. Now you have been brought close to Him. Christ did this for you when He gave His blood on the cross. Mense, hierdie is die beste nuus wat jy ooit kan hoor. Jy was ver weg, deur niks wat jy kon doen nie, het Jesus jou kom haal. En het jou opgetel, met jou lelik, met jou pyn, met jou seer, met jou stink, en het jou huis toe gebring. Hoor hierso wat sê Kolossense 1 vers 13 tot 14 in die Message parafrase, hy sê, God rescued us from the dead-end alleys and dark dungeons. He set us up in the kingdom of the Son He loves so much. The Son who got us out of the pit we were in, got rid of our sins, got rid of the sins we were doomed to keep repeating. Ek wil jou sê, hierdie boodskap is die rede hoekom ek my lewe gee om in voltydse bediening te wees. Want hierdie boodskap is 'n boodskap van 'n Vader wat vir ons so lief is, dat hy bereid was om sy seun te vernietig, sodat ek en jy kan vrylik verwelkom word terug in sy teenwoordigheid. En dis wat ons in die volgende tyd gaan vier. Ek hoop in jou hart breek daar iets oop van, ek kan nie glo dat 'n Vader my so onvoorwaardelik lief kan hê nie. Jy sien, Jesus land hierdie boodskap van hom en hy sê, ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Wat hy eintlik hierso sê, is Jesus is bietjie sarkasties, hy sê, ek het gekom om agter die aan te gaan wat besef hulle het 'n redder nodig. Ek het nie gekom vir julle wat dink julle is okay nie. Ek het nie gekom vir julle wat dink, ek het goeie morele waardes en ek is 'n okay mens en ek doen goeie goedjies, ek het nie 'n redder nodig. Jesus sê, dan het jy my nie nodig nie. Ek het gekom vir die. Wat besef hulle kom kort, wat besef hulle is agter. En ek sal hulle met liefde optel en huis toe bring. Ek weet, ek praat vandag met iemand, jy het die evangelie nog nie op so 'n manier gehoor nie. Jy het nog altyd gedink, jy moet perfek wees, jy moet reg wees, jy mag niks foute maak nie. Dit is nie die boodskap wat Jesus kom kommunikeer het nie. Die boodskap van die evangelie sê, is dat ek weet waar jy is. Ek weet hoe jy uitgekom het, waar jy uitgekom het, en ek draai nie my gesig weg van jou af nie, ek draai my gesig na jou toe.
Ek wil jou begelei vandag. Die een wat sê, eers hierdie boodskap slaat my so diep. Die een wat sê, ek het 'n redder nodig. Dan wil ek vir jou sê, die pad om hierdie geskenk van redding te ontvang is een eenvoudige stap. En dit is om die volgende te begin glo. Jy sien hoe geloof is die enigste ding wat ons red. Wat is geloof op die einde van die dag? Geloof is om te sê, ek bekeer. Wat bekering beteken primêr is nie om op te hou sonde doen nie. Hoor van my mooi en ek sal hierdie aanhou verduidelik totdat ek die dag sterf. Bekering primêr beteken nie ek hou ewe skielik op sonde doen nie. Bekering beteken is dat ek die geloof uit die wet uit haal om my te red, my dade, my werke, my goedjies, my heiligheid, en ek bekeer my gedagtes, metanoia is die Griekse woord, ek verander my gedagtes, ek haal my geloof uit die wet uit en ek plaas my geloof op Jesus Christus. Dan kry ek die weg na die ewige lewe. Jy sien wat dan gebeur is. Die oomblik wat ek tot redding kom, word my gees lewendig en dan kom produseer die Heilige Gees die goeie werke binne in my. Dis nie ek wat dit moet doen en ek moet net 'n goeie mens wees nie. Nee, ek gaan deur 'n transformasie, ek gaan deur 'n metamorfose. Ek ontdek Jesus se redding, die Heilige Gees kom leef binne in my en hy kom produseer die goeie gedagtes. Hy kom produseer die nuwe werke. Hy kom produseer die goeie werke. Dis nie eens ek nie. Jo. Dis 'n Jesus wat ek wil aanbid. Die een wat vir my onvoorwaardelik lief is, wat nie my geoordeel het nie, maar my kom haal het. So ek wil vir jou bid vandag. Sluit jou oë saam met my. Here, ek kom bid vandag vir die mense wat 'n nuwe ontmoeting in hierdie oomblik met die Heilige Gees het. Here, dankie dat U ons nie net gelos het nie, maar dat U karakter perfek is en dat U die 99 agtergelaat het en agter ons aangekom het en nie opgehou het totdat U ons gekry het nie. En dank Here vir elke persoon wat sê ek glo Jesus Christus is die enigste weg, ek het 'n redder nodig. En dan kom U so op 'n wonderbaarlike bonatuurlike manier en U kom laat ons weergebore word. En dan is ons nie meer die ou mens nie. Ons is nie meer daai ou dom skaap nie. Ons is nou 'n kind van God. Ons is nie meer sondaars nie. Ons is nou seuns en dogter van die Vader. Dankie Here daarvoor. Here, ons kom vra, begelei ons na die pad na Paasnaweek toe. Kom werk in ons harte, kom openbaar weer hierdie goeie nuus. Here, sodat ons in oorwinning saam met U kan leef. Ek bid dit in U heilige, ongelooflike magtige naam. Die naam bo aller name. Die naam van Jesus Christus. Amen. Ek kan nie wag om jou volgende week te sien nie. Dit gaan 'n tyd van aanbidding en feesviering wees vir dit wat Jesus vir ons kom doen het. Het ek al gesê hoe lief ek vir jou is? Ek is so lief vir jou. Sien jou, mag jy 'n ongelooflike week in hierdie pad na Paasnaweek toe hê. Goed gaan.